'n man stap my kantoor in 10 jaar terug. Hy is so 10 jaar my senior. En hy lyk daar 'n perfekte mens. Ek dink by myself, ek wonder wat soek hy vandag by my, en hy kom sit voor my, en sy vrou sit langs hom. Hy sê vir my, Louis, hy sê, help my asseblief, hy sê, ek is 'n alkoholist. En sy vrou sê, ja, dis waar, hy sê, hierdie man wil nie verander nie, hy is sleg. Hy sê, sy sê, dis sy tweede huwelik, ek sy tweede vrou, hy wil nie werk nie, hy skil die bank oor die R20.000. Sy sê, hoeveel keer het ons gehad by die instituut? En nou soos as hy daar uitkom, eerste ding wat hy doen, hy gryp daar drank en sommer agter die drankwinkel, daar drink hy dit leeg. Sê Louis, die man is hopeloos. Die man kyk my in die oë, hy sê, Louis, vandag is jy my laaste kans. En mag dit nooit vir u die laaste kans weer, dit moet die eerste kans wees om altyd na die Here te gryp, want uit God se hand kom daar genesing. En daarom moet u ook voorbereid wees as iemand na jou toe kom. U moet die kennis hê om hierdie mense vry te maak. Ek besef, elke probleem het ergens 'n beginpunt. Sy alkoholisme het ergens 'n beginpunt. Dit begin deur sy lewe te werk, jaar na jare. Dit kom op ouderdom 20 af. Ek sê my vriend, wat het jy gedoen op ouderdom 20? Hy word so bleek om sy kiewe. Hy sê, Louis, ek het nog nooit vir iemand vertel nie. Ek was 'n hele jaar lank in die gevangenis. Hy sê, die moment toe hulle my ontslaan, van 'n oomblik af, het ek altyd rond te kyk. Wie herken my dat ek 'n tronkvol is? Hy sê, daar het ek begin te drink. Ek sê, is jy bereid om die regering te vergewe? En is jy bereid om te sê, Here, vergewe my? Ja, die man begin huil en sê, Here, ek spreek hulle vry in Jesus naam. Ek doen vir hom 'n gebed, want die gebed van 'n regverdige het geweldig krag. As jy jou sonde bely, sal die Here jou altyd genees. En ek verloor kontak met hom. En 6 maande later, toe bel hierdie vrou my, en sy sê vir my, Louis, is jy bereid om my man te begrawe? Hy is gestaan dood. Ek sê, toen op die begraafte, geniet my werk. Ek kom voor Here, ek sê, Here, wat sê ek op hierdie begrafnis? En die Here sê vir my, preek hierdie boodskap, sy einde was beter as sy begin. En so preek ek die boodskap die dag op sy begrafnis. Die vrou kom na my toe, sê, Louis, hoe het jy geweet? Ek sê, wat? Sy weet jy, Louis, ons het uit jou kantoor uitgestap. Hy het al sy drank vernietig. Hy het versoen met sy eerste vrou, het versoen met sy kinders. Sy sê, Louis, ek het so rooskleurige huwelik gehad met hierdie man. Ek het nooit besef, hy is 'n goeie mens nie. Hy het al daai skuld afgewerk. Hy sê, in hierdie 6 maande het hy honderde mense bereik met die evangelie. Hy het 6 maande geleef. En Satan het oor die 60 jaar gesteel. Sonde in jou lewe sal altyd teen jou getuig.